Hallo julle, ek is net van die 4vliegie klas en ons verlang verskriklik baie na almal. Ons almal is nou in die huis, in jou eie erf, kan nie gaan rondloop nie, kan nie gaan braai nie, kan nie by maatjies gaan speel nie. En dis nou die beste tyd, ek dink wat God vir ons gegee het, om vir mekaar te wys hoe lief is ons vir mekaar. Maar ek gaan julle nou 'n bietjie meer idees gee. Maar voor ons aangaan, gaan ek gou bid. Almal oogies toe. Papa God, Jesus, Heilige Gees, baie dankie dat U lief is vir ons. Baie dankie vir die tyd wat U vir ons gee om vir mekaar te wys dat ons is lief vir mekaar. Here Jesus, help ons om dit reg te kry en geduldig te wees in hierdie tyd en vir mekaar elke dag net lief te wees. En ons liefde kan uitstraal vir al die ander mense in die wêreld. Amen. In die Bybel staan daar in 1 Johannes 4 vers 7 dat ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God af. God het die egte, ware liefde vir ons gegee eerste. So die wat die liefde ken vir God, want God is liefde. En die wat nie die liefde ken nie vir God nie, omdat God liefde is. So ons moet mekaar lief hê met ons hele hart, soos ons vir God lief het, God ons Vader en Jesus en die Heilige Gees lief het, moet ons mekaar ook lief hê, want hy het ons eerste lief gehad. In Johannes 3 vers 16 sê het God was so lief vir ons mense, vir my en jou, dat hy sy enigste seun gestuur het, om vir ons sondes te sterf, sodat ons nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe gaan hê. Beteken ek en jy en almal kan vir ewig lewe in die hemel. Ons gaan nie doodgaan nie, ons sal saam met Jesus lewe. Want God is so lief vir ons. Jesus is so lief vir ons. En in Korintiërs staan daar weer dat liefde is geduldig. Liefde is vriendelik. Liefde sien nie kwaad raak nie. Liefde verdra alles. Liefde sien net die goeie goed in ander mense raak en jou maatjies raak. En jy wys nie op hulle foute die hele tyd uit nie, want jy is lief vir hulle. Jy praat met liefde met hulle. As mamma en papa jou moedigter, want jy was stout, is dit omdat hulle lief is vir jou. Want die Bybel sê ook, digter die wat jy lief het. So moenie kwaad wees as mamma en papa jou dissiplineer as jy stout was nie, want hulle is lief vir jou. En ek het 'n uitdaging vir elke liewe familie wat hierna luister. Ons doen dit in my huisgesin hierso en dit gaan baie goed en ons almal geniet dit verskriklik baie. Ons doen elke oggend ons Bybelles hierso. En dan as ons klaar is, voor ons bid, dan moet almal vir mekaar een ding sê. Hoekom is jy lief vir die ander? So ek sê vir oom Johan, vir John, vir Matthew, vir Ruben, hoekom is ek lief vir hulle? Dan sit oom Johan se beurt vir almal, dan John en Matthew. En Ruben is te klein, hy praat nog nie lekker nie, hy begin nou mooi praat. So hy gee ons net sommer swentjies. En hy geniet dit ook so. En weet jy hoe lekker is dit om elke dag te hoor hoe lief almal in die huis vir jou is en waarom hulle lief is vir jou. Dit kan die kleinste dingetjie wees, soos mamma maak lekker kos en daarom sê ek lief vir mamma. Papa stoei met my, ek is lief vir papa. En die kinders geniet dit ook as jy mamma vir jou sê of papa vir jou sê ek is so lief vir jou want jy is so gehoorsaam. Ek is so lief vir jou want jy het al jou groente opgeëet. Elke klein dingetjie werk en dit is ongelooflik lekker om liefde te kan uitstraal vir almal, want as jy na hierdie tyd, as jy terug is by die skool en by die werk, dan kan jy nog steeds die liefde uitstraal, want jy gaan so vol liefde gepomp wees in jy gaan dit net uitstraal. En ons moet nie bang wees om lief te hê nie, want God is liefde. God is by ons, God is altyd in ons, Jesus is by ons elke dag en nag. En die Heilige Gees, hy beskerm ons, so ons hoef nie bang te wees om liefde te wys nie. So ek wil net vir julle sê, ek is baie lief vir julle, en ek kan nie wag om julle weer te sien nie, en mag julle in liefde en vrede die laaste tyd deurgaan. Bye!